Goeiemôre aan elkeen van u. Vir die van u wie my nie ken nie, ek is Pieter Skeepers van Shamara gemeente in Durban. En dit is my lekker om vanmôre weer hier in Jatniel te wees in die moederhuis. Wat het ons om uit te deel, is die titel van my boodskap vandag. Sam het so mooi begin, soos wat die Heilige Gees lei, sê hy dat die Here is die brood wat ons moet neem. En dit is my titel, dit is deel van my boodskap vandag. En 'n boodskap, toe ek daarna gekyk het, wat hard met my gespreek het, en ek glo, sal dalk met u ook. Vir die van u weet waar Shamara geloofshuis geleë is, dit is in Seaton Road geleë en is 'n doodloopstraat, wat eindig net 2 huise laer af van ons af. So 'n groot toevloei van mense en motors bestaan nie in daardie straat nie. Daarom was dit vir my aardig toe ons in 1 week ongelooflike hoeveelheid mense gekry het, wat by die hek gestaan het en gevra het vir iets om te eet, of met 'n behoefte na vore gekom het. En ek het die Here gevra, waarom juis hierdie week, en waarom juis hierdie baie mense, want is nie dat daar 'n deurloop verby ons is nie. En die Heilige Gees het my besig gehou met, wat het ek om te gee? Wat het ek geestelik om vir hierdie mense aan te bied? Daar is 'n spreekwoord wat lei, die armste persoon is nie die een wat nie geld het nie, maar die een wat nie Jesus Christus in sy lewe het nie. Daarom is my vraag vandag aan jou, wat het jy om te gee? Want as jy slegs genoeg het vir jouself, wat kan jy gee? Jy gee uit dit wat jy self het. Die woord van God leer vir ons dat ons moet bid vir ons daaglikse brood. Ons moet hinker, ons moet soek na hierdie geestelike voeding waarvan ons vanmôre al reeds gehoor het. Dit is ons plig om daardie brood te kry. Daarom, daardie geestelike brood wat ons ontvang, wat ons laat groei, moet ons ook so weer aan ander uitdeel. En ek wil begin deur die gedeelte vir ons in Lukas 11 te lees, waar Jesus hierdie gelykenis vertel. En Jesus het menige male gelykenisse gebruik, sodat die mense dit kon verstaan. En ek lees vir ons Lukas 11, vers 5, 6 en 8. Vers 5 sê, en hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê, en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my by my aangekom, van 'n reis by my aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sit nie. Vers 8, ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan, en hom gee soveel as wat hy nodig het. In hierdie gedeelte is dit duidelik, dat ons sien hoe noodsaaklik is dit, om hierdie brood te hê. Brood vir jou gebruik, en om aan jou gaste voor te sit. En ongelukkig het hierdie man waarvan ons lees, het dit nie tot sy beskikking nie, en dit lei daartoe, dat hy in hierdie tyd middernag moet gaan, om te gaan brood leen. En soms stuur die Here iemand na jou toe, sodat jy kan uitdeel dit wat jy ontvang het. As jy self net genoeg het vir jouself, wat deel jy dan uit? Wat gebeur as ons nie hierdie brood ontvang nie? Ons gaan 'n hongersnood tydperk binne. En Jesus verwys hier geestelik. Dit wil sê, ons gaan na 'n geestelike hongersnood tydperk gaan ons binne. En dan gaan soek ons later op ander plekke na hierdie geestelike brood. Daarom is dit belangrik dat ons moet kom om van die Here te ontvang. So baie mense, die Here self verlaat die huis van brood, die Bethlehem, as ek dit so kan sê, vir die oop velde om daar te gaan kos soek. Ja, Bethlehem,
beteken mos huis van brood. En dit is op hierdie oop velde waar die vyand dan wag en daar slaan hy toe. Kom ons kyk na 'n voorbeeld in die woord van die Here en dit is my teksvers vandag. En ons lees dit in Rut. Ek wil vir ons 'n paar versies uit die boek Rut, die eerste hoofstuk daarvan uitlig. Rut 1 vers 1 sê: En in die dae toe die rigters regeer het, was daar hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda, weggetrek om as 'n vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. En die Bybel gaan nog verder. Hy verduidelik vir ons wie is hierdie man, hy noem hom. Vers 2, en die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi, en die naam van sy 2 seuns, Maglon en Giljon, Efratite uit Bethlehem, Juda. En hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En ek glo ons ken die geskiedenis van die rigters. Die volk het van die Here afgedwaal en dan het dit gelei daarop dat hulle verloor en so onder die vyand se hand kom en dan die Here 'n rigter opgetel om hulle te verlos en as hulle verlos is dan het hulle maar weer afgedwaal van die Here af en weggegaan. En so kan ek sê, het dit op en af gegaan met die volk in daardie tyd. En ons lees hierdie man Elimelech neem sy familie en trek uit Bethlehem uit die huis van brood uit na die veld Moab. En Elimelech sien, daar is hongersnood hier in Bethlehem. En die naam is tog 'n belofte dat dit 'n huis van brood is, maar ons hongersnood. Daar is nie meer hierdie brood soos wat die woord Bethlehem hulle beloof het nie. En dit lyk vir hierdie man asof die belofte van die Here nie meer daar is vir hom en sy familie nie. En die brood stel lewe voor, as ons in die woord van die Here kyk, en soos wat ons vanmôre gehoor het, en ook die teenwoordigheid van die Here voor. Ek wil sê, hierdie man ervaar nie meer die Here soos wat hy hom voorheen in sy lewe ervaar het nie. Want as ons brood vat, dit was 'n baie belangrike artikel in die Ou Testament. En ons lees hoe die volk in die woestyn gekla het oor die brood, sodat die Here op hulle stem ag gegee het en aan hulle daardie daaglikse brood, die brood van engele, manna soos wat hulle dit genoem het, aan hulle gegee het. En ons sien ook, toe hulle die tempel bou, dat daar was altyd toonbrode op die altaar. En dit was om die teenwoordigheid van God in die tempel voor te stel. En ons sien, deur die hele Bybel word brood vereenselwig met die godheid. En ek wil 'n paar ander versies lees. My broer het gelees, maar ek wil in Johannes 6 vers 31 wil ek vir ons net 'n paar versies lees. Johannes 6 wat sê: Ons Vader het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is. Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle: Voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom: Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. Wie in my glo sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en tog glo julle nie. Al wat my Vader my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Dit is 'n belofte. Uit hierdie gedeelte sien ons dat ons hierdie brood van die hemel moet aanneem. Hierdie Here Jesus, ons moet hom aanneem. Daaruit lewe, daagliks daarna strewe om dit te hê. Ons as mens kyk, hulle is altyd op soek na iets dieper. Die wat nie die Here het nie, hulle is altyd op soek na ietsie dieper.
Hulle soek dit in die sterre, in filosofie, in boeke of in mensekennis. Maar dit is opgesluit in die Here Jesus Christus. En so loop hierdie mense weg, weg van die Here af en agter hulle eie verstand aan, omdat hulle voel daar is hongersnood in hulle lewe. En dit kan net so maklik met ons ook gebeur. Jy verkoel in jou geestelike lewe en die eerste gedagte wat by jou posvat is, jy kry nie meer by die kerk wat jy altyd gekry het nie. As die gedagte by jou is, moet jy weet, jy is besig om te verkoel. Die rooi ligte moet vir jou aankom. Ek wil sê, jy moet tot stilstand kom. En jy is besig om van die geestelike Bethlehem af weg te stap. Want die volgende stap is dat jy gaan soek dit op die oop velde van Moab. En dit is waar die gevaar lê. Die woord sê, soek die Here en net in hom sal ons al hierdie goed kry. En dan wil ek verder lees in Rut, vers 3, wat sê, en Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe. Maar sy met haar 2 seuns het oorgebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem, en die naam van die een was Orpa, en die naam van die ander Rut. En hulle het daar omtrent 10 jaar gebly. En toe Maglon en Gilion albei sterwe, en die vrou sonder haar 2 seuns en haar man oorgebly. Hulle was maar 10 jaar weg van Bethlehem af, weg van die brood van die Here. Toe verloor sy haar man en haar 2 seuns. En so is dit met ons, as ons verkoel. Ons gaan weg van dit wat die Here daagliks aan ons wil gee. En jy sal opeindig in Moab, daar waar die vyand vir jou inwag, om dit wat belangrik is vir jou, van jou af weg te steel, want dit is wie hierdie vyand is. Dit lyk mos asof dit soms beter is op 'n ander plek, en daar wil ek liewers die Here dien. Dit lyk so, omdat jy 'n hongersnood in jou lewe het, 'n geestelike hongersnood in jou lewe het. Ek wil sê, vir jou, moet nie na 'n ander plek toe gaan nie. Gaan na die Here. Begin om aan jou verhouding met die Here te werk, om dit te verbeter. Maak klaar daarmee om net lou te wees. Word warm in die Here. Maak klaar daarmee om so biddeloos, so belangeloos die Here te dien. Want die duiwel gaan jou na 'n plek wys waar daar kamstig brood is, maar waar hy jou lei om van jou weg te vat, dit wat vir jou belangrik is. En daar sal jy dit verloor, wat eenmaal vir jou waardevol was. En as jy dit verloor het, sal jy agterkom, dit was alles verniet. En ons kan die 6de versie van daardie eerste hoofstuk van Rut lees, en ek hou dit vir ons voor. En sy het haar gereed gemaak met haar skoondogters, en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor, sy het gehoor daar, dat die Here op sy volk ag gee, deur aan hulle brood te gee. Sy het soveel verloor daarop, terwyl daar brood was, die Here gee dit aan hulle. Die Here sal altyd aan die wat hom soek, sal hy gee. Ons het daardie belofte gehoor. Hier hoor Naomi dat die Here op sy volk ag gee. Hy gee ag aan jou as jy aan hom behoort. Ons het dit net nou in Johannes 6 gelees. Die Here is gister en vandag en tot in alle ewigheid is dieselfde, en hy kan nie verander nie. Hy gaan nie vandag nie die brood wees en môre die brood wees, of die dag daarna nie weer die brood wees nie. Hy is altyd daar die brood. Dit is ons wat verander. Dit is ons wat afstand doen van dit wat rein en wat heilig is. Die grendeltyd, as ek dit so kan uitdruk, het die dienste tot in ons slaapkamer gebring. Ek wil dit vanoggend so noem, dat jy kan amper nie nodig het om in die oggend op te staan nie. Jy kan die diens op jou selfoon binne in jou bed kyk. En deurdat dit so maklik is, kan jy jou gewete streel en sê, ek het genoeg gekry vandag.
ek is okay. Maar as jou saak met die Here nie persoonlik en reg is nie, gaan ek vir jou sê, gaan jy 'n hongersnood tydperk binne. Kry jou verhouding met die Here reg. Die woord van God leer ons, as ons na hom toe kom, sal hy daar wees vir ons. Hy sal daardie brood wees as ons hom vra en hy sal dit vir ons gee. Dit is in die evangelie van Lukas dat die Here dit vir ons opgeskryf het. 'n Baie bekende gedeelte en ek wil dit vir ons lees. Lukas 11 vers 9 wat sê, en ek sê vir julle, Jesus se woorde, bid en vir julle sal gegee word. Dis 'n belofte. Die Here het dan gesê, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Nie miskien nie, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en sal hom 'n klip gee? Of ook 'n vis en sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee? Of ook as hy 'n eier vra om 'n skorpioen gee? As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Moenie laat ons honger ly deur onsself nie dierbaar is. Die Here wil aan ons meer gee as wat ons ooit kan dink. Ons moet hom net bid en ons moet hom vra. Vandag is 'n tydperk waar soveel mense al van die huis af werk. En so wil hulle die kerk ook 'n leefwyse hê wat na hom toe moet kom so. Die apostels maak dit vir ons duidelik. Hulle teken dit aan hoe belangrik is dit as 'n gemeente saam die Here dien. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Dit is belangrik dat jy 'n persoonlike groei met die Here het. En jy kan dit in jou huis hê waar jy groei in die Here. Maar dit is net so belangrik om saam as 'n gemeente die Here te verheerlik. Binne in die reëls natuurlik wat vir ons gestel word. Moenie laat ons wegbly omdat dit gemaklik is nie. Ek wil glo dat toe die Here Jesus Jerusalem binne gery het, was daar skrifgeleerdes en tempelgangers besig in die tempel. En hulle het gemis hoe die Here langs die tempel verbyry, omdat hulle so besig was met die dinge wat hulle gevoel het soveel waarde het. En daarom het hulle Jesus gemis. Laat ons besig hou met die Here, met die ware dinge van die Here, want soms die dinge van die Here wat nie werklik soveel waarde het nie, kan ons weghou van daardie seën wat ons van die Here moet ontvang. Kom ons soek elke dag na daardie daaglikse brood, soos wat Jesus ons gewys het daarop in sy bekende gebed, die Onse Vader gebed. Laat dit 'n gebed vir ons wees om daagliks daardie brood te ontvang. Mag die Here ons genade gee om dit te doen, om altyd die regte voedsel te kry van die bron Jesus Christus af. En laat ons soveel neem, dat ons soveel het om uit te gee, dat selfs as 'n vriend middernag by jou aankom en sê, leen my 3 brode, dan het jy om vir hom op te gee. Ek loof en ek prys sy roemryke naam. Amen.